Goeiemôre almal. Ons is sommer 'n goeie klompie bymekaar vanoggend. Ons tot 'n kerkraad vanoggend hierso. Welkom almal. Ons is bly julle is almal hierso. Dan julle het ons lanklaas gesien. Maar julle was nog steeds in ons harte. Ons bid saam. Magtige Hemelse Vader, baie dankie vir 'n pragtige nuwe dag, Here. Dankie dat ons hier kan saam wees in U naam. Dankie vir elke mens wat hier is vanoggend, Here. U weet wat ons nie weet nie. U sien wat ons nie sien nie. En U hoor wat ons nie hoor nie. Maar dankie Here dat ons gehoorsaam kan wees aan U woord. En dankie dat ons U naam kan verhoog, die naam bo alle name. Vader, dankie vir hierdie boodskap vandag. En laat hierdie boodskap ons lei om dieper in ons eie lewe te gaan kyk. En Here, laat U Gees die naprediker wees van hierdie woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons praat vanoggend uit 'n gedeelte wat nie baie gewild is onder baie predikers eintlik nie. Hosea 1 tot by Hosea 3. Nou, ek gaan nie al 3 hoofstukke vir ons staan en lees nie, maar dan gaan ons volgende week hierdie tyd nog steeds hier wees. Ek gaan enkele verse lees, soos die Here ons lei. Maar ek begin met Hosea 1, vers 2 en vers 3. Die begin van wat die Here met Hosea gespreek het. Die Here het aan Hosea gesê, gaan heen, neem vir jou 'n hoervrou en hoerkinders, want die land het grootliks oorspel bedryf, deur van die Here afvallig te word. Toe het hy gegaan en Gomer, die dogter van Dibleam, geneem en sy het swanger geword en vir hom 'n seun gebaar. Nou hierdie verhaal van Hosea en Gomer is eintlik 'n baie hartseer storie. Maar is ook 'n baie aangrypende verhaal in die Bybel. En daar's ook eintlik iets mooi daarin. God beveel hierdie getroue profeet, Hosea, om met 'n vrou te trou wat bekend was dat sy ontrou is. En wat doen Hosea? Hy's gehoorsaam aan God. Hy het nie met God gestaan in stry en verskonings uitgedink nie. Nee, hy was gehoorsaam. En hy gaan en hy neem hierdie minder goeie vrou. Kom ons sê sy was 'n prostituut. ‘n vrou wat gekenmerk word aan haar gebroke verlede. Sy het seker nie 'n baie mooi lewe gehad. En daar was seker dalk baie redes hoekom sy was wat sy was.
Ek meen, niemand word maar net 'n prostituut omdat dit sommer maar net nie. Daar iets moes daar gedryf het daartoe. Maar hy neem haar en hy probeer haar optel. Hy gee vir haar 'n veilige tuiste. Hy bewys opregte liefde aan haar. Maar dan sien ons hierdie verhaal neem eintlik so 'n hartseer, tragiese tipe wending. Gomer loop weg. Sy bly nie by Hosea nie. Sy keer terug na hierdie lewe wat sy ken. Sy keer terug na haar vorige minnaars. Sy verruil hierdie verbondsliefde van haar man vir die goedkoop tydelike genot en liefde wat die wêreld haar bied. En wanneer ons dit lees, wanneer ons hierdie dinge lees, is ons eerste reaksie verwarring. Hoe kan sy hierdie veilige tuiste verlaat? Maar ons voel dalk verontwaardig. Want dit klink nie logies nie, man. Hierdie vrou wat nou 'n tweede kans gekry het in die lewe, gaan mors dit op. Waarom wil jy jou paleis verruil vir 'n put? Maak nie sin nie. Waarom slawerny verkies bo vryheid? Maar as ons eerlik in die spieël van Gomer se verhaal kyk, sien ons dalk onsself daar. Maar waarom het Gomer weggeloop? Die Bybel gee nie vir ons haar gedagtes nie. Maar die menslike natuur en die geestelike werklikheid gee vir ons so 'n paar idees. Partykeer voel die bekende woestyn van ons verlede vir ons veiliger as dit wat ons nou het. Wanneer iemand lank genoeg deur skaamte of gebrokenheid gevorm word, voel ware liefde dalk vreemd, bedreigend. Maar daar's baie mense wat in hulle verlede vasgevang was in moeilike huwelike, waar hulle sleg gesê is en sleg behandel is. En as so 'n persoon by iemand kom wat liefde bewys aan hulle, dan voel hulle skielik uit hulle plek uit. Hulle voel onseker. Hulle voel bedreig. Gomer was gewoond aan 'n lewe waarin sy moes presteer, haarself moes verkoop, of baie slim maniere moes uitdink om te kan oorleef. En hier kom sy by 'n man wat haar liefhet, ongeag haar verlede. En om dit te kon doen, het sy kwesbaar gevoel.
Sy moes iets leer wat sy nooit van tevore geken het nie. Dit is 'n vreemde waarheid van die menslike hart. Die mens se hart sukkel om nuwe dinge aan te leer. Ons wil altyd terug na die ou toe. Terug na die bekende toe. Laat my amper dink aan disippels. Nadat Jesus gekruisig en opgestaan het uit die dood uit, sit hulle een aand en Paulus sê, Petrus sê vir hulle, kom ons gaan vang vis. Hulle gaan terug na wat hulle ken. Ons gaan vis vang. En so het baie van ons iets wat ons ken. Ons gaan terug soontoe. Al is dit nie altyd die regte ding nie, maar ons wil terug. Mense keer terug na die bekende, sondige patrone van hulle verlede. Omdat gesonde liefde onbekend voel. Ander punt is, die hart vergeet maklik. Ons sien in Hosea 2, hoe Gomer teruggaan na haar minnaars toe, en hulle agtervolg, omdat sy onder die idee is, hulle voorsien vir haar. Alles wat sy nodig het, verkry sy van ander mense af. Lees Hosea 2 vers 4. Want hulle moeder het in ontug gelewe. Sy wat met hulle swanger was, het skandelike dinge gedoen. Want sy het gesê, ek wil my minnaars agterna loop, wat my brood en my water, my wol en my vlas, my olie en my drank gee. So sy keer terug na iets wat vir haar bekend is. Maar die Here sê, ja, sy het nie erken dat ek aan haar die koring en die mos en die olie gegee het nie. Ook silwer vir haar vermenigvuldig het en goud wat sy vir Baal gebruik het. Daarom sal ek my koring terugneem en my mos ook en wegneem my wol en my vlas wat dien om haar naaktheid te bedek. Dit lees ons Hosea 2 vers 7 en 8. So Gomer het baie maklik vergeet wie voorsien eintlik in haar. Of sy dit dalk nooit besef nie. Sy het die wêreld begin prys vir goed wat eintlik uit die hand van haar man gekom het. Haar man. Het amper iets soos geestelike geheueverlies opgedoen. Geheueverlies. Ja. Dink party van ons kry ook maar so nou en dan 'n bietjie geestelike geheueverlies. Maar dan sien ons het ook 'n skyn van vryheid nagejaag. Maar kyk, die duiwel bied mos nou vir ons sonde aan, so op 'n goue skinkbordjie, né? As vryheid. Terwyl God se gebooie voorgestel word as dinge wat jou gaan vashou. Maar kyk hoe lieg hy vark vir ons, né? Gomer
het waarskynlik gedink, sy kry haar onafhanklikheid terug, deur Hosea te verlaat. Wat sy nie besef het nie, dat die wêreld se sogenaamde vryheid eintlik maar niks as slawerny is nie. Weet jy, Bybel sê vir ons ook daar, iewers wat Paulus vir ons sê, dit waarvan jy, of dit waarin jy jou so besig hou, jy raak nader 'n slaaf daarvan. Het sy die sonde of die geregtigheid, hè? En baie van ons trap in hierdie struik, dat ons dink, ag nee, dis okay. Dis alright. Nee, niks is maar alright nie. Wanneer dit te mooi lyk, of te goed lyk, pas op. Maar dit is ook maklik om dalk vir Gomer te veroordeel. Totdat ons hierdie ongemaklike waarheid van hierdie profetiese beeld raak sien. Ons is ook Gomer. Hosea is eintlik maar 'n uitbeelding van God. God met al sy liefde en al sy omgee vir ons, wat so maklik weer wegloop. Hoe dikwels het God ons nie lief gehad, met genade beklee en getrou vir ons gesorg nie. En dan loop ons weg. Ja, maar Here, ons verlaat sy teenwoordigheid om die minnaars, ons noem dit minnaars, ja, van menslike goedkeuring, of sukses in jou loopbaan, of die rykdom van die wêreld, of die plesier van die wêreld na te jaag. Ons soek ons identiteit en ons vertroosting in sosiale media, of in vermaak, of verkeerde verhoudings, terwyl net God elke diepe behoefte wat ons het, kan vervul. Al die goed wat die wêreld jou bied, is tydelik. Dit gaan verby, sê Johannes vir ons. En wanneer die moeilike tye kom, dan vergeet ons baie vinnig God se getrouheid en sy goedheid. En ons soek weer daai gebreekte drinkbakke. Dis mos nou dinge wat ons ken. Ons vra. Ons vra mos baie maklik, maar hoe kon Gomer vir Hosea verlaat het? Terwyl God vir ons vra, waarom hou jy aan om my te verlaat? As hierdie verhaal geëindig het by Gomer wat wegloop, sou dit 'n tragedie wees. 'n Tragedie wees. Dit sou hartseer gewees het. Maar dis juis God se genade en sy heerlikheid wat hierdeur geopenbaar word. Gomer se sondige keuses bring haar uiteindelik by 'n verskriklike ellende. Sy beland op 'n slawemark, heeltemal gestroop van haar
Sy eindig op as 'n beeld van bespotting en minagting. As gevolg van haar eie besluite. Maar Hosea sê nie vir haar, ek het jou mos gewaarsku nie. Nee. Dit was maklik. Ek het julle mos gesê julle moet dit nie doen nie. Nee. Hy doen dit nie. Hy laat haar ook nie sommer net daar op snork vir haar eie nie. Nee. Die Here kom praat met Hosea. En ons lees in Hosea 3 vers 1. En die Here het vir my gesê, gaan nog 'n keer. Bemin 'n vrou wat bemin word deur haar vriend, maar wat oorspel bedryf. Net soos die Here die kinders van Israel bemin, terwyl hulle tot ander gode wend, en versot is op rosynnekoeke. So Hosea gaan na die slawemark toe, en hy gaan betaal 'n duur prys vir hierdie vrou. Al sê die handelaars, sy is eintlik nie veel werd nie, ons sal haar vir jou halfprys gee. Dis hartseer dat hulle vir jou sê, ag, weet jy wat, sy is nie veel werd nie, man. Nee. En ons lees daar in Hosea 3 vers 2, toe het ek haar vir my gekoop, vir 15 sikkel silwer. Dis omtrent 15 maande se salaris. En nog 'n ander half homer gars. So hy het nou 'n klomp goed gaan betaal om hierdie vrou terug te kry. En hy bring haar terug na sy huis toe. Nie omdat sy dit verdien het nie, maar omdat sy liefde vir haar groter was as haar foute. Omdat sy liefde vir haar groter was as haar verlede. Omdat sy liefde vir haar groter was as haar afdwalings. Gomer het weggeloop omdat sy vergeet het wie sy was en aan wie sy behoort. En aan wie sy behoort. Sy is teruggebring omdat Hosea se liefde sterker was as haar besluit om af te dwaal. Net so, is God se liefde vir ons, nie op ons volmaaktheid nie, want ons is nie volmaak nie, maar op God se onveranderlike karakter en op sy onvoorwaardelike liefde. Nie een van ons kan verder afdwaal as wat God se genade ons weer kan gaan haal nie. En ek lees in 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 21. En dit alles is uit God, wat ons self met hom, of wat ons met hom self versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. Dis nie iets wat ons kon verdien nie, hy gee dit vir ons. Naamlik, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie.
en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle, om Christus wil, laat julle met God versoen. Want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak vir ons, sodat ons kan word geregtigheid van God in Christus. Jesus Christus kom betaal die prys vir elkeen van ons. Soos wat Hosea 'n klomp geld gaan betaal het vir 'n wegloopvrou, het Jesus die hoogste prys betaal vir ons, die wegloopkinders. Wat dink ons kan ons eie ding gaan doen? Hou hy dit teen ons? Nee. Maar ons moet besef, as jy nie na die kruis toe kom en hierdie goed by die kruis neerlê in berou en sê Here vergewe my nie en tot bekering kom nie, dan is 'n probleem. En ek gaan afsluit met 'n paar vrae, net so 2 of 3 vragies wat ons vir onsself moet vra. Wie of wat is hierdie minnaar wat jou aandag en jou liefde van God af wegtrek? Watter stap van bekering en gehoorsaamheid kan ek en jy vandag neem om volkome terug te keer na hom toe? En dis 'n vraag wat elkeen van ons in ons hart moet gaan uitmaak tussen ons en God. So waarom is ons ook soms nog slawerny bo vryheid? Amen. Almagtige Hemelse Vader, ons kom staan vanoggend skuldig voor U, Here. Here, vergewe ons wanneer ons soos gomer optree. Vergewe ons omdat ons U vrede, U voorsiening en U genade maar net as vanselfsprekend aanvaar, Here. Here, vergewe ons wanneer ons hierdie goedkoop namaaksels van die wêreld najaag. Here, dankie dat U die God is wie U is. Die God wat U kinders bly soek en ons nie maar net los nie. Maar Here, U kom haal ons uit daar waar ons geval het. En U tel ons op en U plaas ons op 'n veilige rots, want U is 'n wonderlike God. Here, bind hierdie afdwalende harte van ons bietjie vas, Here, aan U waarheid. Sodat ons net aan U getrou kan bly, Here. Dat ons gaan ondersoek instel en sien, waar het ons nog minnaars in ons harte? Here, help ons. Ons het U hulp baie nodig. Here, seën ons die res van hierdie week. Here, laat hierdie woord uitgaan tot daar waar dit moet uitgaan, Here, en mense se harte aanraak, wat dalk nog vasgevang is in hierdie wêreldse stelsel. En ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen.